Sy. Great, ons is live, ons is opgewonde. Ek wil graag hê, as jy kan, staan sommer groet die ou langs jou, agter jou, sê vir hom goeiemôre, gee hom 'n stywe druk, sê vir hom welkom. Sy vriende, voor ons begin, ek het hierdie intense begeerte op my hart hierdie hele week. As ek dink aan vandag, as ek dink aan hierdie naweek, is daar 'n dankbaarheid in my. En vanoggend gaan ek met jou deel rondom dankbaarheid. Dankbaarheid vir die prys wat Jesus betaal het. En hoekom dankbaarheid? Ons oorkom die vyand deur ons getuienis. Deur die bloed en deur ons getuienis oorwin ons hom. Maar jy kan nie 'n getuienis hê as jy nie 'n dankbare hart het nie. Ek is dankbaar en in elke deel van my lewe kan ek die oorwinning sien wat Jesus betaal het aan die kruis vandag. Ek kan leef in dit. En voor ons begin met worship, vandag is die dag wat jou koning van konings vir jou gesterf het. Waar sy liggaam gebreek is, sodat jou liggaam heel kan wees. Waar hy dood oorwin het. Waar hy vir jou die ewige lewe gebring het. En ek wil hê, soos jy in worship ingaan, kom met 'n dankbare hart, want dit is waar jou krag is. Om te sien die heeltyd wat hy doen en dankbaar te wees daarvoor. So voor ons begin, kom ons bid sommer net lekker saam en almal kan sommer staan. As jy wil, anders lê ek, gee nie regtig om nie. Al die online ouens jy mis, papi. Kom ons bid saam. Here, ek voel u teenwoordigheid intens vanoggend. Here Jesus, ek dink waar u bloed gesweet het in die tuin. Here, waar u 'n prys betaal het vir elke persoon hier toe ons nog ongered was. Here, ek bid vanoggend dat ons die gewig van dankbaarheid sal verstaan teenoor u, teenoor die prys wat u betaal het, teenoor die plek waar u gekom het, Here Jesus, en as koning van konings mens geword het en die vorm van 'n diensknegt aangeneem het, omdat u ons lief het. Hemelse Vader, dankie dat u ons so lief gehad het, dat u seun gestuur het. En Here, ons wil nou in worship ingaan met 'n dankbare hart, want 'n dankbare hart sien wat u doen. 'n Dankbare hart erken elke wonderwerk om ons en elke deurbraak, Here. 'n Dankbare hart bring vir ons gewig en krag. En ons wil dankbaar voor u kom vandag. Here, ek hoor die see in die agtergrond en elke golf wat uitroep u glorie en die heerskappy. En Here, ons is in u beeld gemaak. En ek kom vra nou, ontvang ons lof en aanbidding, want ons is dankbaar, Here. Ons is so dankbaar teenoor u. Ons is so dankbaar. In Jesus naam. Amen. Kom ons maak ons koning groot.
dankie vir die kruis, dankie Jesus. Gister is verby, dankie Jesus. Vir genade onbeskryflik groot, dankie Jesus, dankie ek is vry. Kom ons sing dit weer maar met 'n gebed in jou hart vir 'n verklaring aan Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie vir die kruis. Dankie Jesus. Gister is verby. Dankie Jesus. Vir genade onbeskryflik groot. Dankie Jesus. Dankie ek is vry. Ek bring vir U 'n offer, 'n lofsang in my hart. Ek bring my hele wese, my krag en my verstand. Vergete is die wêreld, hierdie oomblik is vir U. In gees en waarheid aanbid ek U. Ek vereer U, ek sal sing en verjuig, selfs in donker sal ek aanhou U te loof en prys. Ek staan verwonder oor die goedheid en die teenwoordigheid. Hier's 'n lofsang wat van dankbaarheid getuig. Ek bring vir U 'n offer, 'n lofsang in my hart. Ek bring my hele wese, my krag en my verstand. Vergete is die wêreld, hierdie oomblik is vir U. In gees en waarheid aanbid ek U. Ek vereer U, ek sal sing en verjuig, selfs in donker sal ek aanhou U te loof en prys. Ek staan verwonder oor die goedheid en die teenwoordigheid. Hier's 'n lofsang wat van dankbaarheid getuig. Dankie Jesus.
Hier's 'n lofsang, hier's 'n lofsang, ek vereer U. Ek sal sing en voor U juig, selfs in donker sal ek aanhou U te loof en prys. Ek staan verwonder oor die goedheid en die teenwoordigheid. Hier's 'n lofsang wat van dankbaarheid getuig. Dankie Jesus, dankie vir die kruis, dankie Jesus. Gister is verby, dankie Jesus, vir genade onbeskryflik groot. Dankie Jesus, dankie ek is vry. Dankie Jesus, dankie ek is vry. Dankie Jesus, dankie ons is vry. I know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven. I have a future, and it's worth the living. 'Cause I wasn't made to be tending a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make my bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more. I know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven. I have a future, and it's worth the living. 'Cause I wasn't made to be tending a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make my bed in my shame when the fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more. Hallelujah. You called out my name, I'll sing out your praise. Hallelujah. You buried my past, I'm not going back. Hallelujah. You called out my name, I'll sing out your praise. Hallelujah. You buried my past, I'm not going back.
burying my shame when the fountain of grace is running my way. I know I am yours. I was made for more. Come on, sing hallelujah. Your praise, hallelujah. You buried my past, I'm not going back, hallelujah. You called out my name, I'll sing out your praise, hallelujah. You buried my past, I'm not going back. I wasn't made to be tending a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make my bed in my shame when the fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more. No, I wasn't made tending a grave. I was born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make my bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more. God die Vader, die almagtige, die skepper van die heelal, ek glo in Jesus Christus, God se enigste, ons redder en verlosser. Hy is heilig, heilig, heilig is die Heer, almagtig en waardig, so waardig, waardig is die Lam vir ewig. Ek glo in God Immanuel, hy wat vir ons is, hy omring ons in sy glorie. Ek glo sy Gees leef in ons en hy lei ons in die volle waarheid. Heilig, heilig, heilig is die Heer, almagtig en waardig, waardig, waardig is die Lam vir ewig.
so heilig, heilig is die Heer, almagtig en waardig, waardig, waardig is die Heer, vir ewig, hy is heilig, heilig, heilig is die Heer, almagtig en waardig, waardig, waardig is die Lam, vir ewig die offer voldoende, my gees weergebore, Christus is lewe, die waarheid, die weg, met alles verklaar ons, staan op julle dooies, Jesus is lewe, Jesus is lewe, heilig, so heilig, heilig is die Heer, almagtig en waardig, waardig, waardig is die Lam, vir ewig. Waar hy verskyn, word alles nie, want hy bevry en gee lewe. En elke storm swyn voor die klank van u stem. Alles buig voor koning Jesus. U is die held wat vir ons veg. U baan die weg vir ons oorwinning. En elke vyand vlug, elke vesting val neer. Naam bo alle name, hoogste Heer. Vir ewig is die heerskappy, die troon staan onwankelbaar. Ongeëvenaarde krag is in die grote naam, Jesus die oorwinnaar. Die duisternis word lig deur U. Die duivel is deur U verslaan. Dood, waar is jou mag? Waar het jou angel verdwyn? Jesus leef en ek sal lewe. Die skepping kniel in die bondsaal. Die hemel juig voor ons koning. En die magte van die hel weet wie regeer. Naam bo alle name, hoogste Heer. Vir ewig is die heerskappy, die troon staan onwankelbaar. Ongeëvenaarde krag is
is die naam bo alle name. Is die naam bo alle name. Naam bo alle name. Kom sing saam met my, naam bo alle name. 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 Vir ewig is die heerskappy. Die troon staan onwankelbaar. Ongeëvenaarde krag is in die grote naam. Jesus die oorwinnaar. Ongeëvenaarde krag is in die grote naam. Jesus die oorwinnaar. Ja, ongeëvenaarde krag is in die grote naam. Jesus die oorwinnaar. Here, en dankie dat die een dag roep die glorie uit na die volgende dag. Die natuur verkondig dat U is die koning van konings. Elke golf wat slaan, wys wie U is. En Here Jesus, U is ons koning van konings. U is ons redder, U is ons Here. U is die een aan wie ons lewens gee. U is die een in wie ons leef. En ek kom bid, Here, dat U vanoggend se woord tussen murg en been sal dit sny. Daar is niemand soos U nie. Amen. Sy vriende, jy kan 'n plek inneem. Trek die ou langs jou. Ons sal nie vreemd dink van jou nie. Dis koud. Sit op die ou langs jou. Maak nie reg saak nie. Assai, kom ons neem ons plekke in. En vriende, ek het vanoggend 'n baie sterk woord by die Here gekry vir vandag. En ek wil dit graag, ek wil graag hê dat die omstandighede, die bietjie koue, die mis, die alles om jou nie sal aftrek van wat die Here gedoen het vandag nie. As jy sal hoor die woord wat die Here vir ons wil gee. Ek wil begin met 'n vraag en vir jou vra, as jy nou kan dink, net vir 'n moment, waarvoor is jy dankbaar wat die Here in jou lewe doen op die? Net gou vat 'n moment, net 'n oomblik, en sê gou vir die ou langs jou, want julle almal hou daarvan om dit te doen, dis vir julle so lekker om die ou langs jou te praat, nee, dis jou gunsteling tyd van die preek. Deel net met hom, waarvoor is jy dankbaar vanoggend? Kom. Okay. Wie van julle kon nie ophou praat nie? Jy sê, Jessie, ek wil dit gaan en wie van julle was soos, Ek wil 'n radikale stelling maak vanoggend en ek wil regtig jy moet na my luister hieroor. Hierdie is die Here wat met jou praat. Jou dankbaarheid is gelyk aan jou geloof. Ek wil jy moet die som sien, jou dankbaarheid sal jou geloof bepaal. En jou geloof is dit wat God behaag.
JC, hoe kom jy daaraan? Wat bedoel jy? Jou dankbaarheid teenoor die Here is dit wat jy sien hy vir jou doen. En as jy kan sien wat hy vir jou doen, is dit geloof wat geaktiveer word binne in jou. En dan behaag jy hom. Wat is die probleem met ons? En ek sit myself in dit. Dit is vir my baie makliker om te sien wat nie in my lewe aangaan nie, as wat in my lewe aangaan. Amen. Hallo, is julle wakker? Sê gou amen. Hey, daar's die mense. Jy moet hierdie verstaan, dat jou dankbaarheid is gelyk aan jou geloof, is gelyk aan hoe jy die Here behaag op die oomblik. Hoe oorkom ons die vyand? Deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Maar jy kan nie getuig as jy nie iets het om oor dankbaar te wees nie. Jy moet verstaan dat die gewig van jou geloof, die gewig van jou geloof, dis letterlik, en ek wil jy moet dit sien, soos 'n sak wat sand inhou. Daai buitekant, daai buitekant, die sak self, is wat? Dankbaarheid. En as ek vanoggend, en ek weet nie om dit duideliker vir jou te sê nie, ek weet wanneer ek bid vir iemand, dink ek eers aan alles wat die Here gedoen het, en dan is daar 'n release uit die hemel uit. Wanneer ek profeteer oor iemand, dan dink ek aan al die kere wat die Here opgedaag het toe ek geprofeteer het, en dit gee vir my geloof om te profeteer. Elke ding in jou lewe waar jy geloof nodig het of deurbraak nodig het, begin by dankbaarheid. En weer eens wil ek vanoggend vir jou vra, is, hoe dankbaar is jy nou? As ek net vir jou vra, wat het die Here hierdie week in jou lewe gedoen? Ag, weet jy, ag liefie, ek is so dankbaar vir jou, halleluja. Wat het die Here in jou lewe gedoen? En weet jy wat sien ek in die geesrealm? Daar's 'n deurbraak, daar's 'n deurbreek, daar's 'n oopbreek wat die Here wil doen by ons vanoggend. Hy het 'n prys betaal, ons leef in dit, en omdat ons in dit leef, en dankbaar is, en die heeltyd in daai oorwinning leef, is daar geloof, en oorwinning op oorwinning op oorwinning. My vraag weer vir jou vandag is, hoe gaan dit met jou dankbaarheid? Sien jy in jou lewe waarmee hy besig is? Sien jy wat hy rondom jou doen? Want daai sal 'n direkte invloed op jou geloof hê, sal 'n direkte invloed hê op hoe jy God behaag op die oomblik. Hallo? Ek wil vir jou baie geluk sê, en vir jou sê, dit is so lekker om saam met jou te wees vandag, want julle almal is kinders van die lewende God. Amen. Ons is broers en susters in Christus Jesus, maar ons moet vir mekaar sê, dat van ons sien ons die hand van die Here meer. En hoekom? Ek wil vir jou sê, die beginpunt is dankbaarheid, punt. Om te sien wat hy doen, aktiveer geloof, aktiveer die behaag wat hy het in ons. Ek wil vir jou 'n paar skrifte lees, en ek wil eers te begin uit Lukas 22:41, en ek wil jou terugvat na die dag wat Jesus gekruisig is. Lukas 22:41 tot 45, en hy het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kon gooi, en neergekniel en gebid en gesê, Vader, as dit tog maar hierdie beker van U af my wil wegneem, laat nog steeds nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in sy sware stryd kom, het hy met 'n groter inspanning gebid, en sy sweet het geword, soos bloeddruppels wat op die grond geval het. Toe staan hy van die grond af op, en kom by sy disippels, en vind hulle aan die slaap. Ek wil vandag vir jou sê, dink gou hier aan, die koning wat al hierdie gemaak het. My vriend, nou dis maklik om hier te staan, kyk na Tafelberg, ja, dis impressive, kyk die see rondom jou, ek vind myself gereeld daar binnekant my jetski, en dan kyk ek van daarvan, dink ek, spel, jy is klein. Hy het mens geword, vir jou gesterf, dit het hom nie niks gekos nie, sweet
van bloed het van hom afgeloop en dit was die trauma wat hy deurgegaan het om die prys vir jou te betaal. Dink aan, dis 'n intense prys. Die God wat hemel en aarde gemaak het, alles gemaak het 'n intense prys vir jou betaal. En hoekom? Dat jy kan leef in oorwinning, dat jy kan leef as kind van God, maar bo dit alles, dat jy dankbaar kan wees. En hierdie is nie die typiese ding wat jou maale vir jou gesê het, toe hulle vir jou iets gekoop het, toe jy klein was en sê, is jy dankbaar? Dis nie wat ek bedoel vanoggend nie. Dankbaarheid, die aktiverende dankbaarheid, moet vandag wakker word in jou. Hallo? Hallo, ek hoop jy hoor dit. Volgende stuk wil ek vir jou lees, Romeine 5, 7 en 8. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterf, of vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterf. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En ek sien hierdie soveel keer, waar ek by mense kom en dan sê hulle vir my, ek is nog nie reg vir die Here nie, want ek is 'n sondaar. Hy het vir jou die volle prys betaal, toe jy dit glad nie verdien het nie. Hallo? Toe jy dit glad nie verdien het nie. Dink daaraan. Jy was nie op jou grade toe jy gered het nie, jy was dalk 'n rebel, jy was van die pad af, jy was besig met wat ook al, en hy kom red jou op daai plek, hy betaal die prys vir jou op daai plek. Wie het al gedink daaraan? Volgende stuk. En hierdie is vir my so mooi. 1 Korintiërs 15, 48. Sê hy wat? En wanneer hierdie verganklike met onverganklike beklee is, en hierdie sterflike met onsterflike beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, dood is verslind, en die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Dodelik, waar is jou oorwinning? Stop gou daar. Jy kan nie 'n kind van die lewende God dreig met dood nie. Ons kan nie wag om na hom toe te gaan nie. Amen. Wie klim partykeer uit die bed uit in die oggend en jy sê, ja, hierdie liggaam is besig om agteruit te gaan. Of as jy nog gemaklik uit die bed uit en jy sê, woe! Nee, maar ons leef nie vir nou nie. Ons eer die Here nou met ons lewe, maar ek wil weer vir jou hierdie kardinale beginsel bring. Ek weet nie of ek wil by elkeen van julle kom staan, jou kop vashou en vir jou sê, doen die check vir jouself, hoe dankbaar is jy nou? En as jy nie is nie, en jy kan nie vir my sê wat die Here alles hierdie week gedoen het of hierdie maand nie, dis nie so vars in jou hart nie, gaan daai, hoor ek vir jou sê, jou geloof bepaal. En al wat God behaag is ons geloof in hom, maar sonder, jy moet 'n punt daarvan maak om dit wat hy doen neer te skryf, op te eet, te herdink, in jou hart te hou, dit wat hy gedoen het keer op keer op keer, en ek kan dit sien elke keer dat ek vir iemand bid, dink ek aan wat hy gedoen het. Want daai aktiveer my geloof. Wie van julle is soos ek? Dis vir jou baie makliker om die kolletjie te sien op die wit papier en nie die wit papier nie. Is julle soos ek partykeer, ek kyk verby iets en dan sê ek sê, hoekom is daai skeef? Vanoggend toe slaan ek en Johan, eintlik John hulle slaan daai ding op en ek stap verby en ek sê vir Johan, daai is skeef. En Johan sê, gaan jou Torah val, ek sê, die hele diens, sal dit nie vir my werk nie? En dan, die een skewe ding, laat my heeltemal, ek weet nie, dis net wie ek is. En dis hoe die vyand ons besig hou. Hy hou ons so besig met wat nie in jou lewe aangaan nie, in plaas van om te sien wat die Here doen, gebed op te bou, geloof op te bou, en nog meer te sien gebeur. Verstaan jy dat dankbaarheid plus geloof aktiveer die Here se hand op jou lewe. Punt. Vir wie is hierdie openbaring? Man, steek op jou hand, al kry ek uit, dankie, amen. Vir my was hierdie so groot,
dat ek wil begin lyste maak van wat die Here doen. Ek wil dit begin neerskryf teen die muur. Ek sal eers my vrou praat hoor, maar jy hoor wat ek sê. Ek sal wag tot in my kantoor, want daar kan ek doen wat ek wil. Maar ek wil dit neersit, ek wil in dit vaskyk, ek wil elke keer 'n hart hê wat skree, ek is dankbaar, Here, vir dit, en vir dit, en vir dit, want ek weet my geloofsvlak tel op, uit dit uit, en dan behaag ek die Here, en ek sal meer en meer van hom sien. Jy moet verstaan, dat hierdie is die som van wat, om te leef in dit wat hy jou gemaak het om te leef voor. Kom ons gaan aan. Maar God sy dank, hoor wat hy sê, dankie, my koning, wat ons oorwinning gegee het, deur ons Here Jesus Christus. Daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet, dat julle arbei in die Here nie te vergeefs is nie. Hy sê dankbaar, en hy het 'n plek uit wat ek dankbaar is, leef ek soos hy, ek stap soos hy, ek wil wees soos hy. Want ons leef vir eendag, nie net vir nou nie. Amen. En dan kom ek by my volgende punt. Nou wanneer ek roem ek in die kruis. Hoekom? Ek roem in wat hy gedoen het, ek roem in wie hy is, ek braak oor my koning, want wat doen dit steek 'n vuur aan by die ou langs jou. Wie mis 'n vuurtjie vanoggend? Amen. Ons sal sien of ons volgende jaar iets kan doen met 'n vuurtjie. Al is dit net 'n gas enetjie, ek weet nie regtig nie. Ek weet nie wat ons op 'n strand mag doen nie. Maar nou, ek wil jou uitnooi om te leef in hierdie plek. In watse plek? Dankbaarheid, geloof, behaag God. En wanneer ons God behaag, is hy met ons, saam met ons, op ons, in die middel van wat ons doen. En skielik is mense soos juis anders. Hier's iets anders by jou. En ek wil vandag vir jou sê, leef in die kruis. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnede enige krag, maar die nuwe skepsel. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël. Vrede en barmhartigheid, wie soek dit? Hy sê leef in die kruis. En ek wil nou vir jou sê, jy kan nie in die kruis leef sonder dat jy dankbaar is vir wat hy doen die hele tyd nie. Hy is die aktiewe God, hy is met ons, hy is saam met ons. Ek praat gister, het ek 'n telefoniese oproep met 'n persoon, telefoniese oproep, ek dink jy daai maak sin nie, nee? Amen, is vroeg, halleluja. En die persoon sê vir my, ja, maar ek besoek die moskee. Maar nou wil hulle ek moet bevryding doen. Ek sê, luister my chom, kom ons verstaan mekaar gou mooi. Ek gaan nie vir jou kan bid nie. Ek sê, hoekom? Ek sê, jy kies 'n dooie God, Mohammed is dood, sy graf is daar pel, jy gaan sien die ding en dan vryf jy jou kop teen daai glasie. Jy dien 'n dooie God. Ek sê, ek kan jou nie help nie. Maar daar's 'n reël, en die reël is, die Here roep jou om te leef as sy kind. Hy roep jou om vooruit te gaan as sy kind. Hy roep jou om van krag tot krag en hoogte tot hoogte gaan. Maar my broer, hoor my vanoggend. Ek wil hê jy moet so luister met jou hart. Wat is jou dankbaarheid? Hoe lyk jou dankbaarheid? Hoeveel goed kon jy vanoggend uit jou hart uit gesê het, ek het die Here daar gesien hierdie week, daar gesien, daar gesien, daar gesien. Want dit is weer eens die boublokke van jou geloof. Dis die staanplek, soos ek bo julle staan nou, dis die staanplek van die aktivering van geloof, is jou dankbaarheid. Wie gaan nou lysie maak hierdie week? Jy beter, halleluja. Ek het nie verniet koud gekry voor en die hele week voorberei vir jou en 1 uur vanoggend hier gewees, nie ekskuus 2 uur, ek is jammer. Daar moet iets aktiveer in jou hart. Wie wil meer van die Here hê? Raak meer dankbaar. Dis al hoe dit gaan aktiveer.
Ek wil hierdie met jou deel en ek wil afsluit hiermee. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, Openbaring 5, 9 tot 14, en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seël oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam, taal, volk en nasie. Hy het ons gekoop uit elke stam, volk en nasie deur sy bloed, deur die prys wat hy vanoggend betaal het. Hy het 'n finale prys betaal. Stop gou vinnig daar, luister net hier. Hy het klaar die prys betaal. Hallo? Hy het op hierdie dag deur die kruis, deur sy bloed, deur sy liggaam wat gebreek is vir jou, die prys is ten volle betaal. Dis nou jou beurt. Jy gaan kies hoe ver jy met hierdie storie gaan. Jy gaan kies hoe ver jy met hierdie storie gaan. Ek kry in die week 'n boodskap, gister eintlik. Ek kry Saterdag 'n profetiese woord. Ek se naam besig om te bedien, het gaan goed. Wilmar bedien, Wilmar staan op, hy sê, JC, the Lord is speaking to you now. He's releasing an international ministry. Naam tel nie internasionaal nie, daar is 'n uitreik. Dis Afrika. Ek sê die hele tyd vir Johannes, ons is op 'n uitreik. Kyk, julle het potholes en alles spel. Hierdie is 'n uitreik. Maandag kry ek 'n boodskap. JC, sal jy Nieu-Seeland toe kom? Die kerk van Nieu-Seeland wil hê jy moet bevryding kom aanbied. Ons het hordes mense wat ons bymekaar wil kry. Dis ek sê, Here, Nieu-Seeland, dis ver. Hierdie maar lyfie van my in 'n vliegtuig, Here, vir U sal ons dit doen. Maar hier's die punt, elke ou kan kies hoe ver hy gaan. Elke ou kan kies hoe meer hy die Here gaan toelaat. Jou, en ek wil dit weer vir jou sê, jou dankbaarheid sal geloof aktiveer. Jou geloof wat geaktiveer word, bring wat? God is te behaag in jou dan. En dan begin hy goeders doen. Hy begin skielik internasionaal goed doen, en jy sê, Here, hierdie boer, wat doen hy? Ek moet hierdie sleutel vir jou gee vanoggend. Ek wil by elkeen van julle kom sit en vir jou eers 2 koffies injaag en sê, luister. Faf, luister jy? As hy, daar's Faf al wakker. Dankie Jesus. Asseblief hoor dit. Asseblief hoor dit. Jy is nie afhanklik van die ou langs jou nie. Die Here het klaar die volle prys vir elkeen van julle betaal. Ek wil hê jy moet hom reg rondom jou sien en geloof aktiveer soos nog nooit tevore nie. Soos 'n weghardloopkar. Vers 11. En toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom sy troon, van die lewende wesens en die ouderlinge. En hulle getal was 10.000 en 10.000 en 10.000 van 10.000. Daar is baie. En met 'n groot stem het hulle gesê, laat die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel is en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en elkeen wat hulle is, het ek gehoor sê, aan hom wat op die troon is en sit aan die lam, kom toe al die lof en eer en heerlikheid en krag tot in ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergedaal en hom aanbid tot in ewigheid. Ek wil hê jy moet besef dat die hele hemel is besig met dankbaarheid. As jy die hemel wil hê op aarde saam met jou, is daar 'n plek van dankbaarheid. Wie het al agtergekom, ons boere is nie te dankbaar nie. Ons sukkel baie keer met daai ding. Jy kan vir my kom ons toets dit. Waarvoor is jy dankbaar by jou werk? Nee, jy sien nie baie nie. Okay, jy kan ondankbaar vir my 400 goed noem, maar as dit kom by dankbaar is dit moeilik. Amen. Ek wil weer vir jou die geestelike som wys. Dankbaarheid plus dankbaarheid aktiveer geloof en geloof
bring 'n behaag van God op jou. Maak dit sin? Amen. Vriende, wat ons volgende gaan doen is, ek wil hê, dat elke hoof van sy huis, en as die hoof nie is nie, wie ook al, pick one, kom haal vir almal wat by jou sit, asseblief, die bloed en die liggaam wat gebreek het, dan gaan ons dit saam gebruik, kom kry vir julle. En ek wil ons moet dit saam gebruik as familie, en saam gebruik as gesin, en dankbaarheid teenoor die prys wat hy vir ons betaal het. En ek sien 'n aktivering van dankbaarheid volgende. Sy, as jy het, gaan sit. Okay. Daar is nie vir takeaways nie, nagmaal takeaways is net vir asseblief. As jy wil jy terugstap, kyk net hoe amazing like Tafelberg, kyk die mis op die water, kyk die surfers wat nie lekker is nie. Is daar nog ouens, ek sien ons kort 'n bietjie. As jy kan nie kan deel tussen jou en jou vrou, asseblief gee vir iemand anders te deel sit tussen jou en jou vrou. Iemand kan myne ook vat, hierso. Is daar nog, yes, as jy kan deel met die ou langs jou, gee vir iemand anders te, yes, dankie julle, dankie, bring sommer vorentoe. Ouens, draai net om, mense gaan vir julle gee, jy's nie meer hier voor nie. Deel met die ou langs jou net. Deel jy en jou vrou, dankie. Yes, julle is amazing. Volgende Vrydag sal ek vir julle boerebors gee net om dankie te sê, amen. Sy, wie kort hierso, dankie, daar, vat vir julle asseblief, come on. Sy. Great, sy, nou het almal, well done. Sy. Dis fyn, almal het gekry, dankie. As jy nog kort, sy. En vriende, eerste wat ek wil hê jy moet doen is, kom ons staan som net so by mekaar. Pella, geef my een die boord, ek net vir die ouens, hy, dankie. Great. Net vir 'n voorbeeld, nee, is fyn. En eerste wil ek hê, dat ons die liggaam van Christus net sal gebruik. En ek wil hê, kom ons bid som net saam as familie, sê net, Here Jesus, dankie dat u liggaam op hierdie dag vir ons gebreek is. Sê, Here Jesus, ons is dankbaar. Sê, Here, aktiveer 'n lewe van dankbaarheid en 'n lewe van geloof. Kom ons gebruik die liggaam.
Yes, en ek voel net hoe die Heilige Gees neersak op dit. Terwyl jy bid, sê net, Here, ek is jammer waar ek nie dankbaar is nie. Sê, Here Jesus, wys my die heeltyd waarmee U besig is. En groei my geloof vir 'n tyd soos vandag. Jesus. Dan volgende, kom ons gebruik die bloed. Dankie Here dat U ons skoon was. En nie net wat ons gedoen het nie, maar wat ook kom. Ons wil rein voor U staan. Ek wil die volgende net vir jou lees. En dis die plek wat jy nou is. Openbaring 5:19 tot 14, maar daarvan vers 10 af. En hy het ons as konings en priesters vir God gemaak. En ons sal as konings op die aarde heers. Jy is koning en priester in hierdie plek. Amen. Come on, wie is opgewonde daaroor? Klap jou hande. En kom ons gee ons koning van konings. Ons sluit af met 'n lied tot eer van hom. En dan sal ek vir ons bid. Let's go. You unravel me with a melody. You surround me with a song. Kom sing dit saam met my. Of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood runs through my veins. I'm no longer a slave to fear. I
by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters. Let us sing our freedom. Oh, 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 You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and say, I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. Yes, I am a child of God. Yes, I am a child of God. I am a child of God. Yes, dis lekker. Ha? Come on. Vriende, ek gaan afsluit met 'n gebed, dan na dit gaan ons doop. Ja, ek gaan in die see ingaan. Halleluja. Gaan ons doop, ons paar ouens wat gedoop word. As jy volgende staan en sê, Jace, ek is nog nooit gedoop nie, nee, dan kry ek jou daar binne. Halleluja. Okay. Moenie jokes maak van dis walvis, kyk seisoen of so ietsie as ons doop nie, asseblief, dis onvanpas. Kom ons bid saam. En net soos jy staan, Johannes 1, 11, 12 en 13 sê, almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, gee reg om kind van God te wees. As jy enig iemand is wat hom nog nie aangeneem as jy saligmaker en verlosser nie, wil ek graag hê dat jy net saam met my sal bid. Enig iemand wat dit online kyk, wat nog nooit Jesus aangeneem het nie, dis waar dit begin, as kindskap. Bid sommer net saam met my, en net daar waar jy staan, as jy nog nooit daai gebed gebid het nie, dalk jy net genooi deur familie volgend of vriende, bid agterman, of dalk wil jy net weer 'n commitment teenoor die Here maak, en sê net, Here Jesus, ek is 'n sondaar, en ek het 'n redder nodig. Sê, Here Jesus, dankie dat jy aan die kruis vir my gesterf het, dat ek my lewe nou vir U kan gee. En Here Jesus, ek wil van vandag af U kind wees. Amen. Ek wil weer afsluit met wat ek begin het. Ouens, jy moet dankbaarheid ernstig vat soos nog nooit in jou lewe nie. Gaan skryf neer wat die Here doen. Hou dit op jou, sit dit op jou hand, hou dit op jou in jou hart die hele tyd, want dit gaan jou geloof aktiveer, en uit jou geloof uit sal daar 'n behaag van die Here wees teenoor jou. Ek hoop jy 'n piknik gebring, ek sal nou kom kyk wat almal eet, en net so proe dat ek seker maak julle is okay, amen. Enige iemand geel vet biltong gebring, ek weet eers by jou draai maak, amen, ek sien die hande daar. Kyk, iemand, wat eet John Bokkoms? Steek het jou hande, niemand nie, amen.
wil hê daai ding uitdryf, maar daar is nie so iets nie. Fantastic, ouens, die wat gedoop wil word, ek kry jou agter, die wat moet gaan, die bussie gaan begin ry, stop gou vinnig daar, Sondagoggend, hierdie is die grootste moment vir ons as kinders van die Here. Ek wil julle almal 9 uur in die kerk sien. Die Here gaan 'n volgende ding met jou deel en dit gaan groot wees. Hoop ek sien julle almal daar. Bless julle, lief vir julle. Kom ons gee die band 'n hande klap. Daar is nog koffie. Stamp almal uit die pad uit want ek dink jy is baie nie. So run Forest.